verder oor wat gebeur wanneer Jesus mense ontmoet. En vandag kyk ons spesifiek na die deel van Lukas 9 vers 10 tot 17. En in Lukas 9 vertel Lukas vir ons 'n wonderlike verhaal. Die Here het sy disippels uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig en hy stuur hulle om siekes gesond te maak. En dit doen hy op die een dorp na die ander. En in hierdie gedeelte is hulle terug en dan kom vertel hulle vir Jesus van alles wat hulle in hierdie tyd gedoen het. En dan neem die Here hulle na 'n plek ergens naby Betsaida waar hulle alleen met mekaar kan wees en vir mekaar kan vertel. En dalk het die disippels regtig in hierdie oomblik 'n behoefte gehad na alles waarmee hulle besig was en al die geestelike aktiwiteite om 'n bietjie afgesonder te wees van ander mense en om net by die Here tyd te spandeer. Maar dan lees ons die mense het dit agtergekom dat hulle daar is en soos ons die mense ken, gaan hulle agter Jesus aan en soos ons vir Jesus ken, verwelkom hy hulle en maak hulle deel van hierdie byeenkoms. En as ons dit lees, dan sien ons dis eintlik 'n bietjie vreemd en is ook anders as wat ons normaalweg sou doen. Ons hou ons nie daarvan as mense sommer so op ons privaatheid inbreuk maak nie. Maar ons sien dat Jesus anders is. Daar is nooit 'n plek en nooit 'n tyd en nooit 'n geleentheid wat vir Jesus sleg is om jou naby hom te hê. En hy is bereid om selfs die intieme oomblik saam met die disippels wat so naby aan hom is te deel en selfs prys te gee ter wille van hulle wat hom opsoek. En Jesus verwelkom dan hierdie mense wat na hulle kom soek. Hy praat met hulle oor die koninkryk van God en hy gee die genesing wat dit nodig gehad het. En dan sien ons dat hierdie gesprekke so lank aanhou dat later het die son begin sak oor die plek waar hulle was en dan gebeur daar 'n wonder. Dan word meer as 5000 mense gevoed met 5 brode en 2 visse en daar bly nog 12 mandjies vol oor nadat almal meer as genoeg gehad het. Maar Jesus is ook bewus hier van ander behoeftes van mense. En dan voed hy hulle met die brood van die lewe. En wat ons nie in hierdie gedeelte moet mis nie, is dat Jesus die disippels, die kerk, ons, by dit wat hy doen betrek. Hy kan nie dit doen wat hy wil doen sonder die disippels nie. Hy kan nie dit sonder ons doen nie. Daarom laat hy nie die disippels toe om hulle verantwoordelikhede teenoor die skare te ontduik nie. En wanneer die disippels moedeloos na die skares en hulle eie voorrade kyk voor hierdie wonderteken, dan nooi Jesus hulle om dit aan hom te oorhandig. Want in sy hande verander alles. Daar is nie net vir almal kos nie, almal kry genoeg, soveel so dat daar selfs oorbly. En met hierdie gebeure word die nood van die wêreld en die krag wat Jesus het en die werk wat ons as Jesus se volgelinge het, onderstreep. En ons sê baie keer vir mekaar as ons van die lewende brood en van Jesus praat, ons leef ook uit elke woord wat uit die mond van God kom. En dan moet ons vir mekaar sê dat in hierdie gedeelte ons leer dat Jesus dit verwelkom as mense na hom te kom. En ons moet onthou dat hy nooit te besig sal wees of sal terugtrek waar ons hom nie kan kry nie. Want vir Jesus is menslike nood en behoefte altyd voorop. Ons het nie nodig om 'n afspraak met die Here te moet maak nie. Hy is daar waar en wanneer ons hom ook al nodig het. En dit is die wonderlike nuus van Lukas 9.